Ek wil graag vanmôre met jou 'n paar gedagtes deel oor sukses. Nou, ek glo met my hele hart dat elke persoon wat vanmôre hier sit, het 'n intense begeerte om suksesvol te wees. Mens wil suksesvol wees. Maar nou moet ons ook miskien gaan kyk in die verskillende areas waarin jy suksesvol wil wees. Party is sukses, beroemdheid of aansien. Vir ander is dit dalk 'n posvlak wat jy graag wil bereik. Vir ander is dit net gesinsvrede. Net om jou in jou gesin suksesvol te wees. Dat jy as jou rol waarin jy speel as man, as vrou, as kind, as oupa, as ouma, het jy die begeerte om suksesvol daarin te wees. Dit kan in jou werk wees, dit kan in elke aspek van jou lewe wees. En ek dink, 'n mens moet vir jouself die vraag afvra, dat soos Johannes vir Gaius gevra het in 3 Johannes, Gaius, ek hoop dat dit in alle opsigte so goed met jou gaan, soos wat dit met jou geestelik goed gaan, dink ek, Johannes wil vir Gaius sê, ek hoop dat dit in alle opsigte met jou goed gaan. Dat dit met jou gesondheid sal goed gaan. Dat dit met jou finansies sal goed gaan. Dat dit met jou verhoudings sal goed gaan. Dat dit in alle aspekte van jou lewe, dat dit met jou sal goed gaan. Ek dink dis die Here se begeerte ook, dat dit met sy kinders moet goed gaan. En hy het vir jou en vir my 'n droom, 'n plan. Hy het dit daar neergesit, nog voor ons, sê die woord in Psalm 139 in ons moeders se skoot geweef is, het hy al 'n plan en 'n droom vir ons gehad. En dalk het hy in daardie tyd ook bepaal, dit sal Marius wees, en aan die kerkvaders altyd gesê, die belangrikste om suksesvol te wees is, trek die skoen aan wat jou pas. En hy het al gesê, Marius, jy dra 'n 6 of 'n 7. Andries, jy dra 'n 9. Andries, jy het 'n 12. Maar jy is ook 'n 12, nee. Maar bedoelende, dis wie jy is, dis jou kapasiteit, dis die gawes, die talente, die vermoëns wat ek vir jou gegee het, en my begeerte is, dat jy sal leef, dat jy suksesvol sal wees. En wat is sukses? Sukses word nie gemeet in terme van hoeveel geld jy in die bank het, wat jou adres is, waar jy bly, wat jy ry en wat jy aan die einde van die maand kry nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dat ons sê vandag vir mekaar, sukses is dat wanneer God na jou lewe kyk en hy's gelukkig. Wanneer hy na jou lewe kyk en sê, wel dan, jy's besig om my droom vir jou te leef. Jy's besig om die regte keuses te maak wat ek graag wil hê jy moet maak. En ek wil graag hê ons moet so 'n bietjie daarna kyk. En Spreuke 16 vanaf vers 1 tot 3 is 'n briljante gids wat die Here vir jou en vir my gee om te leef. Hoekom? Want jy is in die proses om te leef. Jy lewe. Jy's op pad na iets. En ons sê baie keer vir mekaar dat die Here jou nie gemaak het om net te oorleef nie, maar het jou gemaak om te leef. En hy wil graag hê met dit waarmee hy jou geseën het, en dit waarmee jy besig is, wil hy graag hê jy moet suksesvol wees. Hoor my hart mooi, hier is nie 'n prosperity teorie of preek wat ek preek nie. Hoor wat sê Spreuke 6. So ek het nou gesê, hierdie glo ek, is die sleutel tot sukses. En ons moet dit vanuit die perspektief benader, wat die Here vir ons gee. As ons dit verstaan, gaan ons lewe ook verstaan. So, dink, wat mense my by sê is, God se pad na sukses is nie altyd wat ek en jy verwag nie, maar dit is altyd die beste pad. Nou hoor wat sê Spreuke, 'n mens kan sy voornemings hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. In sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid.
Ander vertaling, is interessant, 83, het lyk my waar jy hom gaan soek het, praat van ondersoek die gees, maar dit gaan oor, presies soos hy verduidelik, dit gaan oor die gesindheid. Ek wil weer vir jou lees, in sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid. Om vers 3, laat wat jy doen aan die Here oor, en dan sal jou voornemings geluk. Vers 3 in hierdie vertaling sê, laat jou werke aan die Here oor en jou planne sal gefestig wees. Met ander woorde, jy sal sukses in jou lewe behaal. So kom ons begin met die eerste ene. Sukses begin met 'n hart wat oop is. Dit is die vertrekpunt. Die hart van die mens beskou baie dinge, maar die antwoord van die tong is van die Here. Nou, dis baie maklik. En ons almal weet dit. Dat die vraag is vanmôre, hoe groot rol speel die Here in jou lewe? Hoe groot is hy in jou lewe betrokke? Of haal jy hom uit of gebruik jy hom net wanneer jy hom nodig het? Om suksesvol te kan wees in lewe, om ten volle te kan leef, het ek en jy God in ons lewens nodig. Ons het nodig dat hy in my en jou lewe sal inspraak hê. Hy het nodig dat hy tyd saam met jou kan spandeer. Dat jy vir hom tyd maak om hom te kan leer ken en te kan verstaan en ook om sy wil in jou lewe raak te kan sien. Dit beteken harde werk. Dit beteken 'n commitment. Dit beteken om moeite te doen om seker te maak dat jy by die Skepper van die hemel en die aarde uitkom. Dat jy by hom uitkom uit wie deur en tot alle dinge is. Hy het die begeerte daarvoor. Hy het die begeerte om met jou stil te staan. Om net te sit, maak nie saak waar dit is nie, maar die begeerte dat jy en ek hom sal ken. Want jy sien, as ons hom ken en ons maak tyd saam met hom, dan hoor ons ook sy hart klop. Ons sien ook die dinge raak. Ons ervaar ook sekere goed wat belangrik is, wat op ons hart swaar lê en dit help ons in ons keuses en besluitneming. Navorsing wys dit, dat paartjies wat gereeld geestelike leiding in hulle huwelik soek en wat die Here 'n prioriteit in hulle lewe maak, handhaaf 'n baie beter huwelik as die persoon langs hom of haar. Dit bring iets. Dit bring jou uit by die bron van lewe. Dit bring jou uit by wat liefde is en wat omgee is en wat integriteit en eerlik en respek is. So as jy dieper in 'n verhouding met die Here inbeweeg, dan gaan jy agterkom die verhoudingsvlak waarin jy ook beweeg, gaan ook diepte begin ervaar. Dis soos dit gebeur. En as ons kyk na vers 2, dan sê in hierdie vertaling, al die maniere van die mens is rein in sy oë, maar die Here weeg die geeste af. Sit hom gou weer vir my daarop asseblief. Mag daar, hy sê dit maar net soveel mooier. In sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid. En dis waarin die Here belangstel. Dis wat vir jou ook belangrik is. Nie waar nie? Het jy al vir iemand gesê, heerlikheid, daai ou se gesindheidsvrot stink? Niemand nie. Ek het al. Dis al nog een. Andries, daai ou se attitude sucks, man. Ons het dit vir mekaar al gesê. Hoekom? Want 'n gesindheid is vir jou belangrik. Het jy al iemand gegroet wat jou nie teruggroet nie? En wat is jou eerste gedagte in jou kop? Jy maak so en jou vrou sal kan kop. Ek sal baie graag wil weet wat sy ook dink. Jy kan dalk sê, ag man, gaan blaasdoppies. Nie waar nie? Want gesindheid is belangrik. Die manier hoe mense sekere dinge doen, hoe hulle jou baie keer selfs iets vir jou gee, of op 'n manier iets doen, of dalk die kar deur of die huis deur toe te slaan, of dalk te hard toe te slaan, dan kan die eerste gedagte in jou kop opspring, maar gesindheid is bad.
Of wat 'n ou in 'n kar klim en hy trek weg en dis net klippe en tyres wat spin, dan dit spreek van 'n gesindheid. Dit spreek van ek hou nie hiervan nie. En so is dit so belangrik dat ons moet weet dat vir God is dit ontsettend belangrik en hy toets die gesindheid. Hy toets dit. En ons dink ons kan dit wegsteek, ons dink ons kan dit verbloem of bietjie verdraai of bietjie aanplak. Dit werk nie. Want die woord sê God kyk na jou en hy kyk dwars deur jou. Hy sien jou tot in jou diepste raak. Jy kan niks van hom wegsteek nie, hy sien jou. Hy sien jou motiewe. En baie keer in ons lewens dan doen ons sekere goedes en ons weet dis nie reg nie. Ons doen dit vanuit 'n posisie van ons dink dit is goed. Of ons dink dit gaan die beste ding wees om te doen. En baie keer tree ons net so verkeerd op en al wat die Here sê is nee, ek wil nie hê jy moet 'n verkeerde pad loop nie. Ek wil nie jy moet vir my verskonings gee nie. Ek wil hê jy moet dinge reg doen. Jy moet eerlik wees. Jy moet integriteit toon. Daar moet regverdigheid wees. Dit is wat hy van jou en van my verwag. En vat die verantwoordelikheid. Vat die verantwoordelikheid wat ook al na jou kant toe kom. Jy sien, want in elke dag se bestaan is ons besig met keuses, is ons besig met besluite. En wat ek eintlik vandag hier wil sê, en in 'n sekere mate praat ek ook by myself, dink mooi wat jy doen. En as die tweede vraag, laat die Here 'n invloed hê in jou lewe, selfs in die kleinste goed. En wanneer dit moet gebeur, dan moet jy opstaan en verantwoordelikheid neem. As 'n studie wat ek lees wat bevind het dat mense wat hulle eie foute erken, 30% meer sukses in hulle loopbane behaal. Ek dink gaan mooi oor wat ek sê. So mense wat hulle eie foute erken, is 30% meer suksesvol in hulle loopbane as ander. Hoekom? Want daar's iets om te sê, ek is jammer. Daar's iets om nie die skuld op iemand anders te pak nie. Daar's iets daarin om selfverantwoordelikheid te neem vir dit wat gebeur het. En as jy daai karakter toets deurgegaan het en jy kom hom deur, dan help dit jou vir die pad vorentoe. En dit bring my uit by die derde punt, en dit is om God in al jou planne te ken, om al jou planne oor te gee aan hom. Mag dit sit vir my weer vers 3 op. Los ons hom op vir my. Laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemings geluk. Ander vertaling anders sê, laat jou werke aan die Here oor en jou planne sal gevestig wees. Dankie. Ek wil sê selfs met die kleinste goedjies. Maak God deel van jou lewe. Maak hom deel. En ek dink daar is sekere keuses en besluite wat ek dink die Here regtig na ons kyk en sê, wat wil jy? Wat wil jy? Dit is soos 'n pa. 'n Pa wat vir sy seun sê, jy kan kies. Nou 'n rooi fiets of 'n geel fiets of 'n pink fiets, dit maak nou regtig nie aan my saak nie. Jy kan kies. Al seker goed is wat die Here glo ek vir ons oorlaat om self die besluit te kan neem. Maar tog wil ek vir jou vra, om dalk 'n treukie terug te gaan en te sê, Here, ek wil U in al my weë ken. Die woord sê tog, ken my in al weë. Want in daai oomblik praat die Here met jou. Wie het al iets gedoen en hy het geweet hy doen die verkeerde ding en dit nog steeds gedoen? En wie die pak gekry daarna?
Ja, het gebeur. Het gebeur. En of die Here met jou gepraat het deur sy gees, en of hy met jou gepraat het deur miskien jou vrou, of 'n vriend, of wie ook al, het jy op 'n oomblik gedink, ek is okay, ek gaan my besluit maak. Ek dink jy wil die Here net terugkom en sê, maar as jy sê jy staan met my in 'n verhouding, en as jy sê jy is lief vir my, en jy wil jou hart en jou lewe vir my gee, dan moet jy met my deel. Dan moet jy my vertrou. Want ek wil graag deel van jou lewe wees. Ek wil graag deel van jou sukses hê. En baie mense beleef nie sukses op watse terrein ook al dalk nie, omdat hulle nie gehoorsaam was nie. Omdat hulle nie 'n bietjie die kniewerk gedoen het nie, omdat hulle nie dalk die tyd en die moeite daarin gesit het nie. En dan sit jy met die gebakte pere, en nou die dag is ek in 'n gesprek met iemand, en sy vertel 'n storie, en dis hierdie kant toe, en dis 'n slegte storie, en die wiele het afgekom, ek kan daarom praat, sal nie deel van die gemeente nie, en sy sê, en nou sit ek in hierdie gemors, en ek weet nie, wat wil die Here my hieruit leer nie. Ek sê vir hom, alle respek, en ek ken al, ek het nog nie met die telefoon, ek sê, niks met die Here uit te waai nie. Ek sê, dis twee mense, twee individue wat die besluit gemaak het, en wat twee verkeerde besluit gemaak het, en hierdie wiele het afgekom, en hier was 'n ontploffing maar plaas gevind het, dis nie die Here nie. Dis nie die Here nie. Hy is wel betrokke, hy is wel deel, en hy gaan die stukke optel, en hy gaan jou weer op 'n pad sit, en hy wil jou weer heel maak, en gesond maak, en hy stel belang in die verhouding, maar dis nie die Here se skuld waarin jy sit nie. Jy het daai keuse gemaak. Jy het daai besluit gemaak. Dis soveel te meer in ons lewens, as ons net meer wakker is, as ons net meer paraat is, as ons net meer die geleentheid gryp om net die Here deel van ons beplanning te maak. Sal daar minder trane wees, daar sal minder gesweet wees, en as jy dit reg doen, sal jy meer slaap kan geniet, want anders gee dit vir jou slaaplose nagte. Dit is interessant in besigheid, lees ek dit in een of ander Harvard Business Review wat sê, wat getoon het, diegene wat in hulle besighede geestelike beginsels toepas, is ook, en die waardes van die woord ook in hulle besigheid toepas, is ook 40% meer suksesvol in volhoubare besighede. Daar's 'n verskil. So wat sê ons vir mekaar? Ons sê die lewe is nie maklik nie. Ons sê vir mekaar, Jesus sê, in hierdie wêreld sal jy dit moeilik hê. Jy gaan die slaggate wees. Jy gaan die ou wees wat jou gaan raak ry. Dit gaan wees dat jy sekere goed ervaar waar jy geen beheer het nie. Dit gaan gebeur. Dit is lewe. Maar ek dink wat die skrywer vir ons wil leer is maak God die bron, die middelpunt van jou lewe. Gee vir hom die geleentheid om saam deel te vorm in jou besluitneming. Gee hom die geleentheid om saam met jou te dink en te droom oor jou besigheid. Gee hom die geleentheid om deel te wees van jou huwelik en jou verhoudings. Gee hom die geleentheid om saam met jou die pad te kan stap. Nie op die pad waarop jy graag wil uitkom nie, maar op die pad en op die rigting waar God jou graag wil uitbring. Die woord sê dit mooi, die mens kies die pad, maar die Here bepaal die rigting. Ek dink elkeen van ons sal vandag vir mekaar sê, ons is tevrede daarmee. Ons is tevrede daarmee om op die plek uit te kom waar die Here graag wil hê ons moet uitkom. Al is dit miskien op 'n ander plek wat ons nie gedink het dit gaan wees nie, is dit fyn. Hoekom? Want dit is God se plek. En ons weet hy weet beter. En ons weet dat dis in sy goedheid dat hy my en jou op daai pad gebring het op die plek waar hy jou wil hê. Maar ons maak dit vir ons moeilik. Ons gee onsself slaaplose nagte. Ons gee vir ons admin. En in die proses is ons besig om onsself terug te sit daardeur. Mag ek en jy gefokus wees op die bron van ons lewens. Ons bron is God. En alles wat ek doen, en elke besluit wat ek maak,
is nie net lig geraak of ek skiet uit die heup uit en ek doen dit net omdat ek dit wil doen nie. Maar ek het gehoor. Ek het geluister. Jy maak dalk 'n besigheidsbesluit en jy's dalk besig om hom te maak. God is nie saam met jou in hierdie nie. Jy het nog nooit gehoor, Here, is dit u wil nie? Wat sien ek raak? Wat beleef ek? Wat hoor ek? Wat sien ek? Want as ek gaan sê, ek gaan my eie kop volg en ek gaan doen wat ek wil doen en hoe ek dit sien, dan wil ek vir jou sê, kan jy dalk gelukkig wees tot sover, maar die rooi ligte is besig om te flikker. En so ook in jou gesin, so ook in jou verhoudings, dat jy hom eerste sal stel. Want weet jy wat, as jy met vrou lief, of jy met jou man stry kry, en jy sê dalk vir hom 'n paar goeie goed, wat hy dalk vir 'n lang tydjie nog gaan onthou, en jy dalk ook vir haar, dan gaan jy weet, vanaand, voor ons gaan slaap, dan gaan ons hierdie moet regmaak. Maar nie daar nie, jy gaan al besef, en as jy bietjie vooruit kan dink, dan hierso so in die middagse kant, dis nou maar blykbaar op hoor sê, dan sorg jy dat alles nou maar reg en mooi is, want vanaand gaan jy saam bid. Want wat doen die Here? Hy oortuig jou van sonde, oordeel, geregtigheid. Die kere wat jy die naaste aan God was, wil ek sommer nou uit die heup uitskiep en sê, dis die tyd wat jy onder sy beskerming en seën was. As jy uit daai beskerming uitgaan, dan moet jy weet, jy gaan houe vat, en jy gaan seer kry, en dis nie wat hy vir jou wens nie, dis nie wat hy vir jou droom nie. Net daar waar jy sit, kom ons sluit bietjie die oë. Ek wil graag vir jou vanmôre die geleentheid gee om net weer die Here te erken as God, as Here, as koning van jou lewe. En miskien is dit 'n belydenis ook, 'n belydenis om te sê, Here, ek het my eie kop gevolg. Jammer. Of jy sit dalk en jy moet groot besluite neem van wat jy gaan doen. Dalk is dit besigheid, persoonlik, wat dit ook al mag wees. Vra die Here sy insig. Vra hom sy wysheid. En my Vader, ek ken elke persoon hier. Ek ken elkeen se omstandighede. En Here, my gebed is vanmôre dat ons weer U sal erken vir wie U is. Here, dat U weer daardie integrasiepunt van ons lewens, daardie plek sal inneem. Daardie absolute middelpunt van ons lewens, waar rondom ons wiele draai. En Here, my begeerte is vanmôre, dat elkeen sal besef, ons het U so nodig in ons lewens, op alle fasette van ons lewens. En dat U die begeerte het, dat dit ook met ons sal goed gaan, in elke area van ons lewens. En ons bid, Here, dat U ons harte sal oopmaak, dat ons sal luister, dat U ons gedagtes sal rig op dit wat reg en goed en mooi is. Nie die vyand die geleentheid te gee om 'n klomp gedagtes in ons kop te plant en dan vat ons en ons maak met dit wat ons wil nie, maar Here, nee, dat ons regtig ons gedagtes op U sal rig, sodat ons U kan raak sien in ons menswees en ons bestaan. Ons wil U loof, ons wil U dankie sê vir wie U is. En my gebed is, Here, dat U elkeen sal seën en dat elkeen die goedheid en die guns sal beleef. Ons dankie daarvoor in Jesus naam.